Welkom terug by ons reeks Geroep. Ons is by tema 4 en verlede week het ons gehoor dat die woord nie net mense wil inlig nie, maar wil vorm. Vandag kom die moeilike vraag. Wat gebeur wanneer God se waarheid bots met die stelsels waarin ons leef? Ja, Eksodus 1 neem ons presies daarin. Farao bou 'n kultuur van vrees, hy verander 'n groep mense in 'n bedreiging en gee uiteindelik bevel dat Hebreëse seentjies doodgemaak moet word. Maar twee vroedvroue, Sifra en Pua, vrees God meer as die koning. En hierdie twee vroue het nie militêre mag of politieke status nie, maar hulle beskik oor iets anders, morele verbeelding en die moed om lewe te beskerm. En hulle doen dit binne hulle gewone beroep. Dit is belangrik om dit te verstaan. Dapper geloof gebeur nie net op 'n groot verhoog nie. Dit gebeur wanneer 'n leier weier om saam te boelie, 'n bestuurder onreg aanspreek, 'n familielid 'n kwesbare persoon beskerm, of iemand eerlik bly wanneer almal dit nie doen nie. Ek dink ons moet ook versigtig wees om dapperheid nie met roekelose konflik te verwar nie. Christelike moed is nie 'n behoefte om altyd die hardste stem te wees nie. Dit is dikwels eerder liefde, wat met onderskeiding en ondersteuning weier om die doodslogika van die wêreld normaal te noem. Ja, die vroedvroue herinner ons dat gehoorsaamheid soms 'n koste het, maar hulle wys ook dat klein dade die mag van 'n groot stelsel kan ontwrig. Hulle beskerm kinders, later gebruik God een van daardie kinders, Moses, om 'n volk te bevry. So miskien kan ons hierdie week gaan vra, waar word iemand se waardigheid of lewe in my omgewing verklein? En wat is die volgende veilige, verantwoordelike en liefdevolle tree wat ek kan neem? Dapper tree laat merke. Wanneer mense waarheid praat, beskerm, deel en plek maak, begin iets van God se nuwe wêreld sigbaar word vir almal. En volgende week, as ons weer praat, dan kyk ons na koninkrykspore, hoe Rut, Boas en die eerste gemeente vir ons wys dat gasvryheid meer is as vriendelikheid. Dit skep werklike toegang, waardigheid en behoort.